Goeiemôre almal, Vrydagoggend, dis die 23ste Mei, die jaar 2025. Dis 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor vertroue. Nou weet baie mense sal sê ek het trust issues. Nou, ek moet sê ek het trust issues. Jy moet baie uithaal om my te laat ek jou kan vertrou. Maar in elk geval, kom ons lees wat sê hulle oor vertroue. Laat ons God vertrou en onsself troos aan die gedagtes dat alles goed sal wees as dit volgens God se wil sal plaasvind. Hy weet wat die beste is vir ons tydelike en ons ewige welsyn en ons vreugde. Om God te vertrou is om te glo dat hy sal doen wat hy beloof het. En hoe meer ons hom vertrou, hoe meer besef ons hoe betroubaar hy is. Halleluja. Nou ons weet dat God se woord is die betroubaarste woord wat daar is. Ek dink die Bybel is die mees verkoopste boek in die hele wêreld. Kom ons gaan lees daar Psalm 20 en ons lees vanaf vers 7 tot 9. Nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos. Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand. Sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here, onsse God. Hulle het in mekaar gesak en geval, maar ons het opgestaan en ons weer opgerig. Die tweede ene is Psalm 33 vers 17 tot 22. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierendheid wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in die hongersnood. Ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skild, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat die goedertierendheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Halleluja. Dan Psalm 37 verse 3 en 5. Bid, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Gimmel, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Halleluja. Dan die laaste gedeelte is hierso in Jeremia 17 vers 5 tot 10. So sê die Here: vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van die Here afwyk. Soos moenie gou-gou na iemand toe hardloop en sê help my nie. Jy hardloop na die Here toe en vra hom help my, want hy sal. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar die dorpplek in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is, sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees nie as hitte kom, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en om sy vrugte te kan dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, ons vertrou op u. Here, daarom kan ons ook u woord bid. Ons bid Psalm 91 en ons sê, Here, u is ons skuilplek, by u skuil ons weet ons het niks te vrees nie, al val 1000 aan my sy, 10.000 aan my regterhand, hoekom sal ek vrees? Here, want u is met my, u gee u engele opdrag, om saam met my te wees. Here, baie dankie dat ons vertroue in u kan sit. Here, in die mens kan ons nie vertrou nie, die mens stel altyd teleur, maar God stel nooit teleur nie. Here, baie dankie dat ons vertroue in u kan plaas, en dankie dat ons kan uitroep na u en sê, Here, help, en dan is u daar. Here, ons wil u net loof en prys en eer. Here, seën ieder en elkeen in hierdie naweek. My gebed is dat hulle in u wees sal wandel, Here, dat hulle u wil sal uitoefen vir hulle lewe. Amen en amen.